Die rede hoekom ek ook dink dat om gelofte dag te hou en te vier, is omdat dit ook in die Bybel is. Gelofte dag is ook in die Bybel. Nou weet ek wat dink jy. Johan het 'n frons op sy gesig. Nee, ek maak 'n grap. Maar het soms ons ouens sê gelofte dag is in die Bybel. Nou waarvan praat die pastoor nou nie? Maar dit is regtig, dis 'n gelofte dag is hier. Net soos wat jou redding hier is, net soos wat jou genesing hier is, net soos wat jou oorwinning vir vandag en môre en vir 2026 reeds hier is. Nou verstaan jy dit beter, nee. Gebruik dit baie keer, ek moet dit volgende week gebruik om te sê, God se woord, die 66 boeke wat ons het, is heeltemal genoeg, is altyd nuut, gee altyd lewe. Hoekom? Dis deur die Gees geïnspireer. En hierdie gewone logos woord, want dit is die logos woord, dit is met ander woorde eenvoudig woorde geskryf op papier met ink geskryf deur mense, maar geïnspireer deur die Gees. Daarom hier, veral hier agterin, hier agter, hier rond, op na Openbaring, daar's my en jou storie is ook hier geskryf. Ons gebeure is ook hier geskryf. Dit wat gaan gebeur tot en so ergens in dit wat hier staan, my wedergeboorte, die tyd wat die seisoen wat God met my gestap het, jou wedergeboorte, jou dooping met die Heilige Gees, jou waterdoop, alles is deel van dit wat hier tussen hierdie bladsy is. Die res voor dit is ewigheid, die res na dit is ewigheid, en eintlik is ewigheid reg rondom alles, want dit is hoe groot God is. Maar ons weet ook, God is nie net hierdie groot gesag en mag, alomteenwoordig oral en in alles en vir alles. Die skrif sê, God is oor ons, deur ons, in ons. Hierdie wonder daarvan is, dit is 'n persoon. En ons moet dit nooit vergeet nie. Hy is 'n persoon en hy is betrokke. Want anders kan ek dien soos hierdie, net 'n gewoonte wees, en ons kom by mekaar en waar daar vandag gelofte dienste gevier word ek om amper sê die Suid-Afrikaanse tradisies word ook saamgebring. Dit is ook 'n goeie ding. En Afrikaans en alles wat daar gebeur en hulle sing volksliedjies ook ensovoorts om eintlik die hele storie van die volk te vier ook. En dis alles wonderlik. Maar as jy nie die God van die gelofte raak sien, dan mors jy jou tyd en al die geld wat jy spandeer het aan die braaivleis is eintlik maar gebonsig. Jy het dit gemors. Jy moet die God van gelofte dag raak sien. En ek en jy is deel van hierdie hele prentjie. Nou op die blaadjie wat jy gekry het, maak ek 'n stelling. Ek sê word nie en dan sê ek, God se koninkryk is om die nuwe uit die ou raak te sien. Nou as mens dit nie kan raak sien in die Bybel, het jy ook 'n probleem. Want dan gaan jy dalk Ou Testament tradisies en verbondgoeders wil aanhang en jy dink daar's krag. Want onthou dit is wonderlike rituele dalk en dit is goed wat die fees as jy gaan kyk na dit, die betekenisse daarvan hoekom God gedoen het en hoekom hy dit oor en oor laat doen het in die ou verbond. Dit is wonderlik, maar dan roep hy hulle ook baie keer. Dan sê hy, julle doen hierdie goed. Dan op 'n stadium sê hy hulle julle offer en al hierdie goed. Maar hierdie goed maak my naar. Hoekom het hy dit gesê? Hy het gesê want dit gaan nou weer net oor die offers en nie oor my. Die offers moet iets wys van hom. Die ou moet iets wys van die nuwe. Dan maak dit sin. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy en ek elke dag vir die Here vra. Here, wys my vandag iets nuuts. Weet jy wat? As jy dit begin doen, gaan die Here dit doen. Hy gaan vir iets sê. Hy gaan vir jou gedeeltes in die Bybel wat jy oor en oor al gelees het en wat jy regtig nou baie goed ken. Gaan hy vir jou, dis nie dat die betekenis daarvan verander nie. Maar die hele openbaring rondom dit gaan vir jou meer sin maak omdat dit 'n nader storie met hom is en nie net dit wat jy lees. Ek dink Psalm 23 is 'n baie goeie voorbeeld. Ek weet hoeveel preek het jy al gehoor uit Psalm 23? Hoeveel keer het jy al gehoor mense bid Psalm 23? Hoeveel keer, want Psalm 23 is so uniek, soos wat die Gees het geïnspireer
geïnspireer toe Dawid dit geskryf het, dat dit elke aspek van jou geestelike lewe aanraak. Dis hoekom dit altyd net sal bly. Partykeer lees jy maar vang die hele storie dat hy jou herder is jou. Partykeer vang die hele storie dat hy vir jou voorsien jou. Partykeer besef jy net hoe hoef jy bang te wees nie, want al gaan ek hierdie dal van doodskade. Partykeer voel jy maar net, weet jy wat, my hart is so vol. En weet jy wat? Dis die wonder van die woord. Soos wat ek rukkerig gesê het, gaan probeer elke dag iets sien, soos loop in die tuin, jy kyk na 'n blommetjie, kyk na 'n goggatjie, en bewonder dit wat God gemaak het. Weet jy wat, ek het agtergekom, dit is iets wat jou in jou gees lig. Dit is iets wat jou net weer laat fokus op die feit dat hy skepper God is. Ek lees net verder daar, God se koninkryk is om die nuwe uit die ou raad te sien, hom te dank, en nou is dit belangrik, te beleef, en dan te gaan uitleef. Dis die belangrike een dan. Jy moet dit ook nou gaan leef. Kyk, die Here kom en hy gee vir jou iets nuuts, hy maak iets nuuts. En dan verwag hy van ons as gelowiges, om dit nie vir onsself te hou, maar om dit te gaan wys en te gaan uitleef. Ek gaan vir jou 'n paar gedeeltes vanoggend net lees. En jy sal sien, daar's 'n hele klomp van hulle, en ek gaan hulle almal vir jou lees. En as jy net wil luister, kan jy luister, as jy wil saam blaai, kan jy saam blaai. Want ek het so toe ek voorberei het, dis net goed wat eenvoudig net my weeg getref het. Een van die bekendste gedeeltes wat ons weet, en wat gaan oor vernuwing, is natuurlik 2 Korintiërs 5. En ons weet wat sê vers 17, ons almal sê, ja, die ou dinge is verby, kyk, alles word nie. Maar kom ek lees vir jou vers 16 ook. 2 Korintiërs 5, vers 16 sê nou, van nou af beoordeel ons niemand meer volgens 'n menslike maatstaf nie, al het ons Christus ook vroeër volgens 'n menslike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou heeltemal anders oor hom. Hoekom? Want dit het nou van 'n vleeslike storie na 'n geestelike storie toe gegaan. En hoor wat sê hy hierso? Hy sê, daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skeping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier. Jy weet, selfs jou geestelike lewe, dis 'n groei storie. Dit moet nuut word. Jy kan nie dieselfde persoon geestelik wees as eergister 5 of 10 jaar terug. Ergens moet daar 'n verdieping in jou verhouding met hierdie groot God plaasvind, nee. Die volgende gedeelte is in 1 Korintiërs 5. Hierdie was nou 2 Korintiërs 5, blaai gou terug in 1 Korintiërs 5. Hoor hierdie gedeelte. En ek lees vir jou 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8. En Jesus praat hy spesifiek van sondige goed en wangedrag wat in die gemeente was. Dan sê hy vers 7, hy sê, verwyder hierdie slegte invloed onder julle uit, sodat julle weer nuut en skoon kan wees, want dit is tog wat julle in wese is. Hoor mooi, want dit is tog, julle moet skoon en nuut wees, want julle is tog. Hy sê, want dit is tog wat julle in julle wese is. Dink nog aan die gedeelte wat ons net voorheen gelees het. Ook vir ons is daar immers 'n paaslam geslag, Christus. Kom ons vier dan fees, nie met die ou brood of die suurdeeg, die ou suurdeeg, nee, van sonde en onsedelikheid nie, maar met die nuwe brood. Met dit wat nuut is, nee. Met ander woorde, nie meer met die ou suurdeeg nie, maar wat nuut geword het. Hy sê van reinheid en waarheid. Jy sien, die suurdeeg is as hulle teestok gehou het met hulle die vir 'n ruk lank ongesuurde brood geëet. Want dit was 'n teken van sonde, dit was teken van dit wat oud is. Moet plek maak vir dit wat nuut is. Die groot storie vir ons volgende net is, tot hoe ver is ek en jy bereid om dit wat oud is in ons lewens eenkant te sit vir dit wat nuut is.
Jy weet, jy kan aangaan met 'n tradisie en jy kan daai tradisie volg. En mense sien dit baie keer, is daar van die mooi tradisies van volkere wat hulle so oor en oor doen en dit is wonderlik en dit is. Maar dit kan dalk nou vir jou 'n oomblik van hoendervleis opgee as jy dit sien en jy weet as ouens daar op die rugbyveld staan en hulle sing die lands ons sing ons volkslied en jy sien die ouens staan daar en jy sien daar trane op hulle wange en jy hoor as hulle vir al die Afrikaanse gedeeltes sing hoe daai stadion eenvoudig ontplof en is trots en dit kan vir jou 'n oomblik gee van effens hoendervleis, is dit nie so? En dit is so sekerlik goed ook. Dit is deel van menswees. Maar ek dink as mens net aan hierdie goed vashou, as jy die punt. Jy mis die punt. Ek en jy moet begin nie te dink. 2 Korintiërs 3 vers 11 en 12. Nou gaan jy weer terug na 2 Korintiërs. Ons gaan so 'n bietjie heen en weer, hoor, wat sê 2 Korintiërs 3? En jy het gelukkig al die skrifgedeeltes, jy kan na die tyd bietjie gaan lees. 2 Korintiërs 3 vers 11. En hier praat hy nou van die bediening van die nuwe verbond. Wat deur die Gees werk. Hoor wat sê 2 Korintiërs 3 vers 11. As die bediening van die ou verbond wat eintlik net tydelik was. So alles in die ou verbond is tydelik, onthou tydelik. So om al die goeders van die ou verbond weer te gaan doen is sinneloos. Ons kan dit nie weggooi nie, maar ons moet die betekenis van dit sien. Hy sê gestraalheid van heerlikheid, en tydelik net gestraal van heerlikheid. Hoeveel meer sal die altyd blywende bediening van die nuwe verbond nie skitter van heerlikheid. En dan sê hy so in vers 12, terwyl ons so 'n verwagting koester, het jy 'n hankering vir dit wat nie is. Weet ek glo tog in ons volk, ons Suid-Afrikaanse volk, is daar tog 'n hankering vir die nuwe goed. Maar dan is soveel goed wat ons mense vashou. Sonde en goed om terug te keer na die ou verbond toe. En as jy net van die kerke wêreld hoe dit verander. Maar ek dink tog diep binne is daar hierdie koestering vir ietsie. Die vraag is het ons daai koestering? Hy sê hierso, terwyl ons die verwagting koester, doen ons werk met groot vrymoedigheid. So met ander woorde, daai hinkering en verwagting, nee. Dit is asof dit jou eenvoudig iets wakker maak vir dit wat nie is. Dankie Jesus. Opvies het my water vergeet. Dankie. Ek weet, een van ons is geestelik perfek. Okay? En ek weet, daar's van ons wat dalk struggle met menslike goed. Maar die vraag wat ek vra, is daar ten minste binne 'n begeerte om te vernuwe? Jy sien, dit begin daarby as die begeerte. Baie keer is dit waar alles begin, daai begeerte, dit wat jy sien en dit wat jy hoor, skep iets van jy begin dink en dan begin jy begeerte. En later weet ons as dit sondige goed is, sê Jakobus, dan word jy weggesteek met dit. So daai begeerte kan ons nou verander in dit wat goed is. Het jy 'n begeerte om te vernuwe? Het jy 'n begeerte vir iets nuuts in jou lewe? 1 Korintiërs 2 vers 9, hier bly sy weer terug in 1 Korintiërs 2. Vers 9, hoor wat sê hy daarso? Hy sê dit is wat die skrif bedoel met die woorde, wat geen oog gesien het, wat geen oor gehoor het, wat in niemand se hart opgekom het nie. Dit het God voorberei vir hulle wat hom liefhet. Maar ons ken hierdie geheim omdat God dit uit sy gees aan ons bekend gemaak het, want die gees deurvors alle dinge, ook die diepste, ook God se diepste geheim. So ons kan met God praat en ons kan vir hom vra, Here, maak vir ons dinge oop, maak vir ons dinge weet. En weet jy wat?
Hoekom gebeur dit tyd in ons lewens? Weet jy hoekom nie? Want ons vra dit. Ons het nie die begeerte vir dit. Hier's 'n 2026 wat vir ons wag. En my gebed is reeds vir elke een in die gemeente, gelowiges. Om nie net dit wat jy hierdie jaar gedoen het, net bietjie beter te doen. Maar om dit wat jy gedoen het, 'n nuwe openbaring van die Here te kry, om nuwe planne te maak vir jou werk, vir jou wat jy ook al mee besig is, jou aardse bestaan, om nie te dink oor dinge, om hierdie God van verandering raak te sien, en nie net die oue vashou nie, eenvoudig te gryp vir dit wat voor jou is. Ek dink as elke Suid-Afrikaner op 'n punt kom, waar hulle kan sê, maar weet jy wat, ek wil in die nuwe dinge beweeg, die geestelike goed beweeg, dan gaan die Here dit ook oopmaak. Romeine 15, dis soos 'n bietjie klaar met Korintiërs, Romeine 15, en ek dink jy weet so klaar wat ek daar gaan lees. Romeine 15 vers 4, sê, ons moet leer uit wat lank gelede reeds in die skrif opgeteken is. Die standvastigheid en die bemoediging wat die skrif aan ons gee, help ons om aan ons toekomsverwagting te bly vas. En toekomsverwagting kan ook vertaal word met hoop. So ons moet leer uit alles wat die skrif sê. Ek en jy moet leer uit alles uit ons geskiedenis. Suid-Afrika kan weer terugkyk na geloftedag. Sê, wat het regtig daar gebeur? Nie net die 'n politieke storie daarvan maak, maar wat het regtig daar gebeur? Mense wat die Here ken, mense wat die Here gedien het voor 'n situasie gekom wat menslik onmoontlik was om te kan oorleef. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het God aangeroep. En wat het God gedoen? Hy het 'n wonderwerk gedoen. Ek wil vir jou sê, Bloedrivier is niks anders as 'n magtige wonderwerk. Dis wat daar gebeur. En dit is nie dat ons vier Bloedrivier. Ons vier die slagting. Ons vier dit wat die God van die hemel gedoen het vir mense wat in afhanklikheid voor hom gekom het. En ons kan iets leer uit dit. Ons kan iets leer. Net soos vir die skrif, alles is opgeteken sodat ons hoop kan sê. Hoop kan nie, hoor wat sê vers 5. Hy sê, maar God wat die bron is van standvastigheid en bemoediging, julle help om 'n volkomme harmonie met mekaar te lewe, elkeen met die gesindheid van Christus teenoor hulle medegelowiges. Want God is die bron van hierdie bemoediging. Hy is die een van lewe. Net so 'n bietjie verder af vers 13 sê, ek bid dat God wat aan ons 'n toekomsverwagting gee, deur die geloof julle lewens met blydskap en vrede sal vul, ja, mag julle lewens tot oorlopends toe vol verwagting word, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Niks verander as die Heilige Gees nie werk. Want dit is God se manier vir vandag. Miskien is een van die grootste goed wat ons kan bid, is om te vra, Here, vervul ons weer opnuut met die Heilige Gees. God is 'n God van nuwe dinge. Openbaring 21:5 kan ek nie vir jou lees nie, of miskien moet ek kom toon, wil ek almal lees. Alles lees kan ek ook lees. Maar hoor wat sê Openbaring 21 vers 5. Hy sê, hy wat op die troon sit, het toe gesê, kyk, ek maak alle dinge nuut. Ek maak alle dinge nuut. En hy sê verder, teken dit aan, want hierdie woorde is geloofwaardig en betroubaar. Nie gaan dit oor die eindtyd gaan. God se hele storie is om alles nuut te maak. Alles is altyd aan die nuut word. Maar wat doen ons baie keer as gelowiges? Ons hou hier vas aan die paar kruimeltjies, wat ons dan net so 'n bietjie laat voel. Jy weet, jy daai ou broodkorreltjie wat jy lees in die oggend. Dit is genoeg vir jou. Jy luister, soek meer, gaan dieper. Lukas 5 vers 39. Hier word Jesus se disippels aangespreek oor die feit dat hulle nie gereeld vas nie ensovoorts.
En dan kom hy praat eers van 'n ou lap en 'n nuwe lap, maar ek wil die gedeelte lees. Hier is so van vers, wat vir die verse lees. Lukas 5 vers 39. Kom ons lees vers 38. Hy sê nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word. Hy sê maar niemand het die ou wyn, maar niemand wat die ou wyn drink, wil blykbaar die nuwe wyn hê nie. Hoekom nie? Want hulle sê die ou is beter, sê hulle. Is dit nie so nie? As dit kom oor die nuwe dinge van God. Jesus was in hierdie oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond toe. Hy die ou verbond kon begin vervul. Hy wil dinge opmaak in die nuwe verbond. Dit wat baie vreeslik was en ook goed was, maar 'n skade wees van die ou verbond, het hy nou begin in 'n nuwe baadjie sit vir dit wat geniet word. So as jy die ou goed bly vashou, gaan jy die nuwe goed mis. Dis hoekom ek weer eens sê, God se koninkryk gaan oor die oue, om die oue raak te sien dit wel raak, om die nuwe uit die oue raak te sien. Om die nuwe uit die oue raak te sien, hom te dank en dit te gaan leef. Hierdie hele storie van die wynstorie. Hoe gaan jy dit in jou lewe prakties maak? Dis iets wat jy vir die Here kan vra, want jy's in jou eie konteks en hy sal dit vir jou wys. Miskien wil hy hê jy moet bietjie op 'n nuwe manier leer bid, of miskien moet julle gesindheid net so bietjie oor die woord verander. Miskien moet jou gesindheid oor die kerk verander, of jou medemense verander, of dit gaan hoor wat sê die Here vir jou. Want jy kan nie nuwe wyn in ou sakke gooi nie. Die oomblik as daai wyn begin gis en die ou sakke klaar gerek, gaan hulle bars. Dis hoekom daar nuwe sakke is wat nog kan rek. Maar dit is soos wat hierdie gedeelte ook sê, die ou wat die ou wyn gedrink het, sê dit is beter as die nuwe wyn. Mense doen dit vandag. So binne dit ou betekenlose tradisies of tradisies wat betekenis geword het jou vas. Dis soos wat Matteus 13 vers 52 sê. Hier bly ons nog 'n gedeelte, Matteus 13. Miskien sal jy sê ja, maar dit is klomp verskillende. Jy moet gaan kyk na elke gedeelte se konteks en hoe dinge nie moet word. Hoor wat sê Matteus 13 vers 52. Hy sê daar, en dit is die rede hoekom Jesus gelykenisse gebruik het. Party dit verstaan, party nie. Die wat dit nie verstaan nie, die wat bestem is om nie te verstaan nie, die Here het geweet wie se dele sal wees, was die wat nie regtig die regte gesindheid gehad. Dit is die wat nie wou en sou verander nie. Hoor dit sê vers 52, hy voeg toe by. Hy sê elke skrifkenner, en ek glo elkeen van ons wat hier is, val in hierdie kategorie, want ons ondersoek die skrif. Wat 'n ware student is. Met ander woorde, wat 'n ware disipel is, sê al baie vertalings. In God se koninkryk, wat elke skrifkenner wat 'n ware student in God se koninkryk geword het, is soos 'n huiseienaar wat nuwe sowel ou dinge uit sy stoorkamer tevoorskyn haal. Julle weet mos as mens trek, dan kom jy nou goedjies af wat jy nou jare lank nie gebruik het nie. En wat jy waaragtig 'n plek gaan voorsoek om vir nog baie jare nie te gebruik. Maar dit is ook daar so 'n bietjie sentimentele waarde aan die goed. Jy weet baie keer hou mense net vas aan die goed. Jy kry mense wat hierdie goed in hulle huise opstapel dat hulle nie eens meer kan loop daar nie. Hulle kan amper nie eens asem. As mense kan ontslaa raak van die goed, wat is daaroor? Waar's die plek vir die nuwe goed? Kry plek vir dit wat nuut is. En dan die laaste gedeelte wat ek vir jou gaan lees, is in Efesiërs 5. Hier gaan ons nou weer terug. Efesiërs 5. Hoor wat sê Efesiërs 5. Hier is die antwoord. Leef, gees vervul. Vers 15, ek gaan van vers 15 aflees. Wees dus baie versigtig hoe julle lewe, moenie die dwaase mense leef nie, lewe wys.
Benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Moenie ondeurdag optree nie, maar probeer. En hier's die ding, baie keer hou ons van vers 18. Hoor wat sê vers 17. Maar, hy sê, maar probeer uitvind wat God se wil is. Verder, moenie soveel wyn drink dat jy dronk word nie, dit lei tot uitspattige gedrag, laat in die Heilige Gees julle lewe volg. En sing saam psalms, lofsange, geestelike liedere, sing en jubel met julle hele hart tot eer van die Here. Hoekom is dit belangrik? Want dit is om dank aan God te bring. Sê altyd in die naam van ons Here Jesus Christus vir God die Vader dankie vir alle dinge. Vers 4 sê, en hier praat hy nou spesifiek van die lewe en die liggaam, hy sê ook ligsinnige stories, ligsinnige praatjies, vulgêre grappe, pas nie by julle. Al hierdie goed wat sondige goed is, wat nie by die lig hoor nie. Jy kan maar die res gaan lees, ek het nou nie almal genoem. Net vers 4, hier kom die ding. Wat by julle pas, is om God te dank. So hierdie gelofte diens vanoggend gaan oor, hierdie nuutword gaan oor, Here, ons sê dankie. En as ons dankie sê, dan beteken dit, ons waardeer wie hy is en wat hy doen. Dit is hoekom ons nog van aanbidding doen. En dan begin ons iets van dit wat nuut is raak sien. My gebed is, mag jy dit raak sien. Mag jy dit raak sien. Ons gaan hierdie gelofte gaan ons vanoggend saam lees. En jy het hom daar in jou hand. Nou ons gaan hom net saam lees as gelowiges. En dan as ons kom by die gelowige verklaring, wil ek hê moet jy saam met my staan. Hierdie gelofte, en ons weet mos nou, dit was in, wat is hy datum nou weer? 1838, is dit daarom, nee. Bloedrivier, in daai omgewing. Dink op, is daai omgewing. So, ek sê dit met groot korreksie, maar het hulle hierdie gelofte gedoen, en hulle het God vertrou, en die Here het vir hulle iets groots gedoen. So jy kan hom saam met my lees, net daarby sê, ek kan daar doen, ek kan sag doen, net sê, ek gaan hom lees, soos wat hy lees, jy kan het saam doen. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit vir hom sal behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Dit is belangrike woorde wat ons nou net gelees het. Om te sê dankie, Here. En dit is vir die opkomende geslagte, hier waar ons sit. En die groot wonderwerk wat Here natuurlijk. En die rede hoekom ons nie gestaan het nie, alhoewel ons sê daar, ons staan hier, is omdat dit sekondêr is nog steeds. Wat is primêr? Kom ons staan en lees ons die gelowige verklaring uit. Ook kan jy dit lees saam met my soos wat ek het lees. Dit is 'n gebed ook. Here God, ons kies vandag om te glo in U, die Vader van ons, sy Here Jesus Christus, deur die kragwerking van die Heilige Gees. Ons bely dat ons U vertrou vir ons kinders en opkomende geslagte se toekoms. Mag almal Jesus Christus die Here aanroep, gered word en hom dien, om sodoende die verskil te maak vandag en tot in ewigheid. In die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Ons gaan nou die oorwinningslied sing en daarna gaan ek net 'n gebed doen,
mag jy absoluut geseënd wees met dit wat nie is. Dankie Janet. Kom ons sing hierdie lied met volle begaafheid, volle bors.